Geliefdes in die Here, wat 'n voorreg om dan hierdie erediens so saam te kan begin. Nou voor ons dan gaan wegtrek vanaand, gaan ek vra dat ons die oë sluit en dan bid ons net heerlik saam. Dierbare Here Jesus, baie baie dankie dat ons ook op so 'n gepaste wyse hierdie erediens mag saam begin. En ons wil kom bid en vra Here dat die Heilige Gees ook u woord aan ons sal kom oopbreek. En Here dat ons dit sal kan ervaar en dit kan inneem. En Here, soos die woord vir ons leer, daar waar 2 of 3 bymekaar is, daar is u ook teenwoordig. En Here, daarom wil ons u ook hier verwelkom in ons midde. Word verheerlik deur dit wat ons doen. En u is die waarde van ons harte. Here, u is die kenner van ons gedagtes en ons eer, ons loof en ons prys u heilige naam. Amen. Nou as jy die Bybels dan nou vanaand saamgebring het, gaan ons in die Ou Testament oopmaak. En ons gaan in die Ou Testament by die boek Daniël oopmaak. En ons gaan so 'n bietjie kyk na Daniël se gesig in Daniël hoofstuk 7. Nou as ek Daniël vir u in kort net so 'n bietjie bymekaar kan bring, ons weet van Daniël weggevoer uit Jerusalem uit, weggevoer onder die Nebukadneser. En ons verstaan, as ons hier by die 7de hoofstuk kom, dat Daniël nou al onder 'n paar konings gewerk het en gearbei het, en telke male het hy hierdie sekere tekens, ons weet hy die drome uitgelê, ons weet hy verstaan die leeukuil situasies, ons weet Daniël het die uitleg van die skrif teen die muur gegee. So ons weet Daniël doen 'n paar dinge. En hier in Daniël 7, en nadat hy natuurlik ook van Nebukadneser die beeld ontleed het, en selfs van Nebukadneser gewaarsku het, dat hy, ek wil sê, so rasend mal sal word, dat hy letterlik buite soos 'n wilde dier sal leef oor 7 tydperke. Nou kom ons in Daniël 7, en ons gaan vanaand 'n bietjie saam lees uit hierdie profetiese boek, uit hierdie profetiese rede, wat hy dan nou sien. En ek dink dis nogal gepas, as ek dink aan ons Bybelstudiegangers, wat in die boek Openbaring saam lees, want ons weet dat Johannes na hierdie boek toe verwys, en selfs Christus, wat vir ons in die profetiese rede kom sê, dat die boek Daniël 'n profetiese rede is, en dit verwys dan na dit wat in die toekoms gaan wees. So kom ons lees saam, en ek gaan hierdie gedeelte vanaand nie soos 'n normale erediens hou nie, ons gaan hom maar meer Bybelstudievormig hou, amper soos ons op Woensdae doen, en dan gaan ons 'n bietjie net hierdie gedeelte ooptrek, sodat ons 'n bietjie meer insig kan hê in dit wat die woord vir ons gee. Nou kom ons lees saam Daniël hoofstuk 7 vanaf vers 1. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Nou net tot daar, soos net die eerste gedeelte, net vir onsself nou uitklaar. Wie sien die gesig? Waar sien hy die gesig? En wat is die omstandighede? Ons sien die jaartal, ons sien dit is in die eerste jaar van die koning Belsasar, en so is 'n nuwe koning aan die bewin. Ons weet dat daar omtrent, as jy nou na die geskiedkundige skrywers vat, daar's amper 6 konings, 4 wat merkwaardig uitgestaan het in hierdie tyd wat geregeer het oor Babylon en wat oorgeneem het. En hierdie is dan nou die 4de, hierdie is dan nou een van daardie konings, en dis in sy eerste jaar. En waar is Daniël? Is hy in die hemel? Nee, hy maak dit baie duidelik. Hy's op sy bed, hy's in 'n naggesig, hy sien dit, en hy sien dit wat voor hom afspeel. En nou krom hy in die C-gedeelte van vers 1, toe het hy die droom opgeskrywe. Die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Maar so vir interessantheid, 'n mens dink baie keer, jy dink aan die see, jy dink aan 'n groot watermassa, en Daniël sê nogal in hierdie gedeelte, dat hy die groot see, nou wat is hy verwys nou nie na die Rooi See nie, hy verwys na die Groot See.
En hy sê by hierdie groot see was daar 4 winde. Nou wat sal hierdie winde wees? Die 4 windrigtings. En nou kom gesels hy en hy gee vir ons deur wat hy ervaar. En kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Weereens die 4, ja, Kobus, presies, dis weereens die 4, en dis dieselfde wat ons gaan sien uit Openbaring uit, en daarom is dit nogal merkwaardig, as ou nou hierdie bietjie kennis het van Openbaring, en jy kom terug, dan merk jy hierdie 4 weer pertinent vir ons gegee. Nou gaan ons verder, en hy sê, hierdie 4 winde het die groot see in beroering gebring. Wat beteken dit? Wat sê hy? Die aarde bring voor, die groot see het 'n storm. Nou ook die 4 wat ons weet verwys na die skepping. Dan gaan hy verder in vers 3 en hy sê, en die 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Nou weer eens ons Bybelstudie metode, ons bekyk dit, daar is 4 verskillende diere, en elkeen van hierdie verskillende diere kom vanuit die see, wat ook van die 4 windrigtings wat hierdie storm op die see vir ons gegee het. Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk, totdat sy vlerke uitgeruk is, en die van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is. Daarna 'n mens se hart gegee het. Nou wil ek vir u sê, ons moet hierdie prent nou in ons kop hou. Ons kan nou 'n wilde dier, 'n groot dier kom uit die see uit op. Hierdie wilde dier het die voorkoms van 'n leeu, dit lyk soos 'n leeu, maar hierdie leeu het arendsvlerke. Wat gebeur met die arendsvlerke? Dit word afgeskeer. Wat gebeur verder? Ons sien hierdie wese kry 'n mensehart. Nou, net so onwillekeurig, klein bietjie met die kennis wat ons het. Ons weet nou nog nie wat hierdie dier voorstel nie. Maar wat ek vir u wil sê, dis wild, dit kom voor, dit kry 'n mensehart, en dit kom vanuit die aarde. Kom nie van die hemel af nie. Dit kom van, nommer 4, die skepping. Dit kom uit die skepping uit. Ons kyk na die tweede dier, vers 5. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek, tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. So ons het die eerste dier gesien soos 'n leeu, die tweede dier lyk soos 'n beer. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een, soos 'n luiperd. Nou daarvan het ons al 'n bietjie gelees in die Bybel. Ons het al 'n bietjie in Openbaring 'n bietjie gesels rondom dit. Die derde dier wat ons hier sien is 'n luiperd, en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. So ons kyk na 4 wesens wat uit die see uitgekom het. Ons sien die leeu,
ons sien die beer, ons sien die luiperd, en dan vierde sien ons 'n dier wat verskriklik is. Hierdie dier word nie vir ons weergegee soos die ander nie. Dit sê net hierdie vierde dier is vreeslik skrikwekkend. Hierdie dier se tande lyk soos yster. En hierdie dier het 10 horings gehad. Terwyl ek, dis natuurlik nou Daniël in vers 8, terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, hierdie horing was, en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. En ek het bly kyk, totdat die trone reggesit is, en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Nou kan ons met die kennis wat ons 'n bietjie het, en as ons kyk na die Bybelboek Openbaring, dan sien ons in Openbaring hoofstuk 1, dan sien ons Johannes is op die eiland Patmos, ons sien Christus, en ons sien hy wat daar voorkom, en ons sien hom wandel tussen die kandelaars. Ons sien Christus, en die Bybel beskryf baie mooi wat is sy voorkoms, hoe hy lyk, en alles wat ons al in die boek Openbaring weet. Dan werk ons deur Openbaring 3, 2 en 3, en ons sien hierdie briewe wat geskryf word vir ons, en dan gaan ons verder, Openbaring 4, 1 en 2, waar ons nou almal weet, is die wegraping. Dan sien ons, daar is nou gebeure wat in die hemel afspeel. Die gebeure word vir ons gegee. Ons sien die troon, ons sien een op die troon, en selfs in die gedeelte waar ons nou al is, in Openbaring 5 en 6, sien ons dat die Vader op die troon sit. En ons weet almal wat hierdie week die eerste seël gebreek het, besef dat Christus Jesus, die lam geslag, in die midde van die troon verskyn. Nou wil ek klem bring terug na hierdie beeld. Hierdie beeld wat ons reeds in Openbaring weet, en wat ons reeds in Openbaring al verstaan, sien ons dat, en ek wil vir u sê, ek dink dis een van die belangrike goed wat 'n ou moet besef nou, met hierdie droomgesig van Daniël. Dit is 'n voorstelling van dit wat kom. Nou ons weet, die van u wat nou al 'n klein bietjie, selfs die boek Daniël bietjie bestudeer het, weet nou, dat daar vir koning Nebukadneser gesê word, koning Nebukadneser, jy is die groot koning, jy is die eerste koning, jy is die eerste koning van die aarde, en hy het geheers oor die aarde, en hy is hierdie kop van goud, en so werd dit af tot by hierdie 10 tone wat ons eintlik nou ook van gelees het, die gedeeltes wat ons verstaan. Maar nou sien ons net in hierdie droomgesig, dit wat aan Daniël geopenbaar is, word dit weergegee, en hy skryf neer wat hy in sy droom sien. En dit wat hy in sy droom sien, korreleer nou nogal met die gebeure wat in Openbaring plaasvind, waar die oues van daar, God die Vader op die troon sit, en nou begin daar so 'n bietjie gepraat word van hoe hy lyk. Kom ons kyk vers 10, wat sê hy? 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien. 1000 maal 1000 is 'n redelike groot bedrag. En dan gaan hy verder, en 10.000 het voor hom gestaan. 1000 maal 1000 het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Dit klink baie interessant as ons gaan na die gedeelte toe wat ons hanteer het in die Bybelstudie, dan merk ons 200.000. Ons merk dit, maal die duisende, maar ons sien 'n groot getal voor hom. En nou gaan hy voort en dan sê hy, die gereg het gaan sit, en die boeke
is geopen. Ek het toe bly kyk, vanweë die stem van die groot woorde, wat die horing gespreek het. Kom ons plaas onsself nou net vir 'n oomblik, waar is ons? Ons sien, Daniël gee vir ons die beeld, 4 diere kom op uit die see. Een wat lyk soos 'n leeu, een wat lyk soos 'n beer, een wat lyk soos 'n luiperd. En die laaste, 'n verskriklike dier. Hierdie verskriklike dier, waarop hy nou fokus, die laaste, gee vir ons 'n idee, want hy sê, daar is 10 horings op hierdie dier, maar 3 van die 10 het plek gemaak vir 1. Maar die een wat uitgekom het, het wat? Oë soos mense. En hy het 'n mond. En wanneer ons nou in vers 11 ewe skielik begin praat, dan praat hy van die 4de dier met die mond en die oë. En dan praat hy van die horing op die 4de dier met die oë en die mond. Nou kom ons verder, dan kyk ons wat sê hy. Die dier, ek het bly kyk vanweë die stem van die groot woorde van die horing, wat die horing gespreek het. En ek het bly kyk, totdat die dier gedood, en sy liggaam vernietig, en aan verbranding deur vuur oorgegee is. Wat sê hierdie beeld vir ons? Hierdie beeld sê vir ons, daar gaan uit die aarde uit 4 dinge kom, 4 dinge na voorskyn, en ek herhaal, die leeu, die beer, die luiperd, die 4de dier met hierdie 10 horings, en dan gaan daar 'n vernietiging plaasvind. Hierdie gebeure gaan verby. Nou gaan hy verder, vers 12. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlening van die lewe is aan hulle gegee, tot op die tyd en die uur, en die verlenging. Hier, wat het met die ander 4 diere gebeur? Daar is 'n tyd vir hulle bepaal, en op daardie spesifieke tyd is hulle ontneem. So wat sê dit vir ons? Ons wat in 2025 die Bybelboek lees, en ons kyk na Daniël hoofstuk 7, dan sien ons in Daniël hoofstuk 7 is baie eenvoudig. 4 diere kom uit die see op, en die 4de dier is die ergste van die klomp, en hy het hierdie groot mond wat baie praat, en hierdie 3 horings wat plek maak vir hom. Maar dit is vas bepaal, en daar is 'n spesifieke tyd vir elkeen van hierdie diere, en hierdie 4de dier sal wel gedood word, so ook die ander 3. Ek het gesien in die naggesigte, en kyk vers 13, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. Dit herinner my verskriklik aan Openbaring. Dit herinner my in der waarheid wat ons gelees het, dat daar is hierdie boekrol aan beide kante beskrywe, verseël met 7 seels, en daar is in die hemel en op die aarde en onder die waters van die aarde niemand gevind wat hierdie boekrol kon oopmaak nie. Maar nou word een gebring, een word voor hom gebring, en kyk wat gebeur in vers 14. En aan hom is gegee, wie is die hom? Hy wat kom verskyn. Aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en die nasies en die tale het hoofletter hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk is een wat nie vernietig sal word nie. Waarna wys dit? Dit wys na Christus. Dit wys na hom wat kom. Daniël sit natuurlik op sy bed, en hierdie naggesigte ontstel hom. Hy probeer hierdie goed uitmekaar uittrek, maar ons weet, Daniël het die gees van die lewende God. Ons weet, Nebukadneser het dit bely. Ons weet dat die koning dit van hom gesê het uit die leeukuil, toe hy hom verlos. Jou God is die ware God, en daar is 'n bevel uitgegee, dat Daniël se God is die enigste lewende God. Nou gaan hy verder, vers 15. Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus. Is Daniël ontstel?
Ongelooflik. Nou as u nou die boek Daniël bietjie meer bestudeer, dan sal jy sien, toe Daniël die laaste gesig vir Nebukadneser moet gee, net voordat hy, ek wil sê, so mal soos 'n dier geword het, het hy ook ontsteld geraak. Want die betekenis van dit het hy verstaan. En die gesigte van my hoof het my verskrik. Die Bybel sê dat in die laaste dae daar so verdrukking op die aarde sal wees, dat dit die ergste is wat nog ooit was, of ooit sal gebeur. En toe Daniël hierdie dinge aanskou, het dit hom verontrus. Hy het geskrik, vers 16. En ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê. Nou wil ek vir u vra, hy wat Daniël is, gaan in sy droom, en hy vra vir een wat in sy droom verskyn, en vra vir hom, luister, is hierdie goed wat ek nou ervaar, wat is dit? En hy maak seker, en hy sê, en die uitlegging van hierdie dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere, wat 4 is, 4 konings. Wonder enige persoon wat nou hier sit, wat is hierdie 4 diere? Is daar enige mens wat nou in sy regte verstand dink, dat daar 'n dier letterlik by die see gaan uitloop na 'n groot storm? As die Bybel sê, hierdie gesig wat Daniël sien, beteken konings. En as hy presies is, dan sê hy 4. Hy praat nou van 4 konings. Met ander woorde, daar gaan uit die aarde, vanuit die aarde se bestaan, 4 konings na voorskyn kom. Daar gaan 4 konings opstaan. Ek wil net onwillekeurig u aandag rig op die grootste koning, naas natuurlik Salomo, wat regtig 'n fantastiese, wyse, ryke koning was, maar hy het nie die hele aarde geheers nie, alhoewel dit redelik goed gegaan het met hom. Maar ons weet van Nebukadneser. Nebukadneser was die grootste koning. En as ons nou so bietjie kan onthou, dan sê die Bybel dat hy eintlik hierdie hoof van goud is. Hy is hierdie ou, die begin van hierdie dinge. Nou kom die Bybel en sê, luister, daar gaan 4 konings van waar kom? Van die hemel, van onder die aarde, van waar? Vanuit die aarde. En hulle is uit die aarde. En wie is die eerste koning? Nebukadneser. En is daar sy hart nie uitgeneem, en het hy 'n dierehart ontvang nie? Het hy nie vir 7 tydperke buite gebly, dat sy naal, sê die Bybels, geword het soos die van 'n voël nie? En dat hy geëet het, die soos donkies en diere buite nie? En na dit is daar vir hom 'n mensehart gegee nie? Begin hierdie dinge nie nou 'n bietjie sin maak nie? Dat selfs hy wat Nebukadneser aanskou het, geweet het wie's die eerste dier? Wie's die eerste koning? Nou vir ons, dit gaan nou vir ons 'n bietjie meer interessant raak, want hierdie Bybelboek profeteer van die verlede, Nebukadneser, en dit profeteer van die toekoms. En as ons met die kennis wat ons nou al opgedoen het en wat ons nog gaan opdoen van Openbaring, dan gaan ons sien, daar word weer melding gemaak van konings. En daarom hierdie nuttige deel van die legkaart van Daniël se droom aangaande die einde. So kom ons kyk verder wat het gebeur. Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. En die heilige van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier, wat van al hierdie ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperklaue, wat verslind, vermors en die oorskot met sy pote vertrap. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waaroor 3 geval het, naamlik
Hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Daniël is nog steeds verontrus. Hy verstaan nou dat hierdie konings is. Maar die vierde dier is vir hom aangrypend. Die vierde dier is baie groter. En hy beskryf sy kloue. En hy sê dat hierdie dier vermors, verslind, en dit wat oorbly, vertrap hy met hierdie koperkloue. En hy het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. Daar's 'n oorlog. Daar gaan 'n oorlog plaasvind. En in hierdie oorlog gaan wie oorwin word? Die heiliges. Ons lees eintlik selfs in die tyd van die groot verdrukking van hierdie oorlog. Ons lees van 'n oorlog van die briewe van die 7 gemeentes, dan lees ons dat daar vervolging en verdrukkinge gaan wees. Maar ons weet ook in die einde gaan daar groot vervolging en verdrukking wees. Nou kom die Bybel verder en hy sê in vers 22, totdat die oue van daar kom. Wie is die oue van daar? En nou moet ek vir u sê, Daniël praat nie nou van die oue van daar met minagting nie. Soos baie mense partykeer op die plaas praat van die ou baas. En dan praat hy nou van die eienaar van die plaas, maar die seun het nou al oorgeneem en die seun het al 'n seun en dan is die heel ou oom wat eers by die plaas kom, hy is die ou baas. En dan praat hulle nou eintlik maar die ou baas is nie regtig meer die baas nie, maar is die ou baas. Wanneer Daniël verwys na die oue van daar, dan verwys hy met die hoogste eerbied na die man, na God wat op die troon sit, en hy het hom beskryf. Waarom gebruik hy die term die oue van daar? Want dit is 'n respek aanspreekvorm vir God. Want die Bybel sê, hoe het sy hare gelyk? So wit soos wol. Dis 'n verwysing natuurlik na kennis. En daardie een, nie die een wat voor die troon gaan staan het nie, want ons weet nou al 'n bietjie wie voor die troon gaan staan. Ons verstaan nou al 'n bietjie in die Bybelboek Openbaring wie voor die troon verskyn. En nou sê die Bybel in 22, totdat die oue van daar kom en aan die heiliges en die allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. En as jy nou sien, dan praat hy in die verlede tyd. Het die heiliges al die koninkryk in besit geneem? Maar in sy droomgesig het hulle. In sy droomgesig, want daar is 'n verwoesting wat plaasvind. Hy het nie 'n droomgesig gesien net van 4 diere wat opkom en net alles verwoes nie. Hy het die verwoesting van die 4 diere ook gesien. En hy het gesien dat die oues van daar, dat God in beheer is van die tyd en die plek, alhoewel daar 'n oorlog gevoer word, en alhoewel daar die oorlog teen die heiliges is. So het hy gesê, die 4de dier, vers 23, die 4de koninkryk sal op aarde wees, wat verskil van al die koninkryke in die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap, en dit verbrysel. Nou kan ons 'n bietjie gaan kyk na konings. Ons kan 'n bietjie gaan kyk na die tipe heerskapye wat daar op die aarde was. En ek weet daar's baie mense met baie verskillende uiteenlopende opinies. Maar die Bybel sê vir ons, daar is 4 konings op hierdie stadium. Maar is u bewus dalk van nog konings? Ja, daar's tussenin kleiner konings, selfs in hierdie tydperk, in die boek Daniël was daar opvolgkonings. Maar hierdie opvolgkonings was nooit so groot soos die voriges nie, en van hulle het net maande geëers, van hulle het net 2 jaar geëers, en van hulle het regtig groot impakte gehad. So nou kyk ons na Nebukadneser, ons eerste groot koning, en na Nebukadneser was die volgende konings aan bewind gewees, en hulle het vir ons 'n bietjie van die tydperke uiteengesit. Toe was dit die Mede en Perse, wat ons natuurlik van weet, wat 'n groot koninkryk was, en na die Mede en Perse weet ons, was dit die Grieke.
Die Grieke het oorgeneem, en dit was 'n groot tydperk. En hierdie Grieke was selfs die taal waarin die Nuwe Testament vir ons neergepen is. En na die Grieke het daar nog konings opgestaan. Maar dit is asof die koninkryke 'n bietjie leeggeloop het, sou jy met my saamstem. Maar is daar dan nog koninkryke? Die Bybel sê ja, daar is, maar die koninkryke is 'n bietjie meer verdeel. Maar wie was die laaste groot koninkryk wat amper oor die hele wêreld regeer het? Die Britse koninkryk. Engeland. Engeland het nie sleg gedoen nie. Engeland het op 'n tydstip gesê, hulle wil hê dat die son nie oor hulle koninkryk moet daal nie. Dat reg om die wêreld waar die son skyn, moet die son op een van hulle plekke skyn. En ek dink hulle het dit feitelik reg gekry. Maar so lees ons van konings en koninkryke, maar dan verstaan ons ook, wie is die volgende koning? Wie is die volgende persoon wat in bewind is? En dan kom ons by die Europese Unies en ons sien al die antieke Rome wat weer opstaan en al hierdie dinge wat by mekaar kom, en dan is dit eintlik vreemd as jy in die koerante lees, en selfs vandag, toe kom een van die ouens op, ou weet nou nooit meer met die nuwe nuus van vandag of dit fake news is en of dit nou nie fake news is nie, jy moet so 'n bietjie wag om die resultate te sien, maar van die mense sê dat vanaf Donald Trump in die Midde-Ooste was, het die Midde-Ooste hom bekroon as die president van die wêreld, as die nuwe president van die wêreld, as gevolg van sy mag. Baie interessant om hierdie goed te sien en om hierdie goed uit hoe dit aan mekaar steek. Maar ons weet nie wie is die koning nie. Ons kan nie presies sê hoe hulle gaan wees nie, maar die Bybel profeteer op hierdie stadium en op hierdie geveg gee hy vir ons, wat sê hulle? 4 konings. 4 spesifieke konings, en wat in hierdie spesifieke omstandighede gaan gebeur. En ons weet ook, Oud-testamenties, die profete van die Ou Testament het nie alles geweet nie. Ons weet byvoorbeeld, hulle het nie geweet van die wegraping nie. Hulle het geweet van die koms van die Here, hulle het geweet van die eindprofesie, maar hulle het nie geweet van hierdie openbaring wat Paulus gaan maak. Kyk, ek maak julle verborgenheid bekend. Ons gaan nie almal ontslaap nie. In 'n oomblik, in 'n oogwink, gaan ons hom tegemoet gaan in die lig. En ons is die dooies nie voor nie, en hulle ons nie, want ons gaan saam hom tegemoet. Dis 'n openbaring. Dis iets wat die Oud-testamentiese profete nie geweet het nie. En daarom is dit nogal relevant as 'n mens sien, dat Daniël hierdie profesie ontvang, en die profesie verwys na hierdie 4 diere wat opkom, hierdie 4 konings. Nou as jy nou na die boek Openbaring toe gaan, dan gaan ons 'n bietjie, ek wil nie sê 'n beter prent nie, maar ons gaan 'n meer ingeligte situasie van hierdie gedeelte sien. Kom ons kyk verder. Vers 24. En die 10 horings uit die 10 koninkryke sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye, 2, en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tye en 'n helfte van 'n tyd. Nou raak dinge interessant, want ons weet die 7 jaar van groot verdrukking word opgedeel in tye, tyd en 'n half. So onwillekeurig, of ons nou wil of nie, kom hierdie profesie nou, en hy begin in die 7 jaar van groot verdrukking in werk. En hy vertel van 4 diere, maar hy praat tog 4 koninkryke, 4 konings, maar dan sê hy ook, luister, hierdie 10 horings is 10 konings, en die een gaan 3 uitdruk, en hy gaan ook oorwin moet word. En dis wat gaan gebeur, maar wanneer kom dit? Wanneer vind dit plaas? Dit vind plaas in die helfte van die 7 jaar van groot verdrukking.
dis wat vir ons gegee word. Maar die gereg sal sit, vers 26, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Die koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak wat my, Daniël, betref. My gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het my verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Nou wil ek u net so 'n bietjie vat na die boek Openbaring toe, om net onsself met hierdie droomgesig net 'n bietjie te gaan plaas. Wat is aan die gang? En ek dink dit werp vir ons net 'n bietjie lig op. Nou ons weet almal, Daniël is nou 'n redelike ou boek in die Ou Testament, en Openbaring is sekerlik ons laaste boek. En hierdie twee boeke korreleer nogal mooi met mekaar, maar kom ons kyk nou vir 'n oomblik na Openbaring hoofstuk 17. In Openbaring hoofstuk 17 gaan ons 'n bietjie net saam lees, en ek wil net bietjie u gedagtes prikkel, dat ons uit Daniël, uit hierdie gedeelte, dan kan sien. Nou, as jy, ek wonder, kom ons begin by vers 9. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. Nou wat hier gebeur in die Bybelboek Openbaring, word daar 'n gesig gesien. Hierdie gesig verwys na 'n gebeurtenis, en weer eens kom die Bybel, en die Bybel verklaar die beeld self. Nou kom hy, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. Vers 10. En hulle is 7 konings. Wonder ons nou wie is of wat is die koppe? Nee. Dink ons regtig nou, soos ek toe ek baie klein was, gehoor het van hierdie draak, regtig gedink, daar gaan nou regtig 'n draak uitkom. En omdat die Bybel sê uit 7 koppe, gaan ek gaan nou maar net hiermee saamgaan. Want dis nou maar net, die Bybel sê dit, nou glo ek dit. Nee, daar gaan nie 'n dier uit die see uit opkom met 7 koppe nie. Maar daar gaan 7 konings wees. En ons weet nou al van 'n paar van hierdie konings. En die profeet Daniël het inteendeel al geprofeteer en gesê, maar kom ons kyk. En hulle is 7 konings. 5 het geval. En 1 is. En dat ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, ook die 8ste, en hy behoort nie by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 horings, hier kom het weer. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings, 1 uur lank saam met die dier, en hulle het eensgesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. En hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin. So daar gaan 'n oorlog gevoer word, tot op watter tydstip, totdat God bepaal, dit is genoeg. Nou, dis net vir my nogal baie interessant, as jy in hierdie visioene, hierdie drome, en hierdie gedagtes na mekaar toe trek, en jy besef, die Bybel verklaar hierdie visioene. Die Bybel verklaar vir ons, dat dit persone is, wat nie uit die hemel uit neerdal nie, dis mense wat vanuit die aarde opkom, mense wat van hier is, en dit gaan ware, letterlike konings wees, wat letterlike heerskappye het, en nou sien ons dit, en daar is 'n paar maghebbers in die wêreld, maar hulle het nie eintlik mag nie, maar die kort bietjie mag wat hulle gaan hê, gaan hulle eenvoudig oorgee aan hom, wat 3 verstoot het, en dit maak my net opgewonde,
as ek hierdie gebeure sien, en ek weet die tyd ontbreek, en ou kan nie al hierdie gedeeltes saam lees nie, ek sou baie graag vanaf vers 1 wou lees, en as ek nog my sin kon kry, seker die hele boek Openbaring saam met dit wou lees, maar dit gee vir ons die hoop, dit gee vir ons die gedagtegang om te besef, luister, dit wat Daniel neergeskryf het, uit sy drome uit, dit wat Johannes beleef het in sy openbaring van God, wat aan die einde gebeur, hierdie gebeure korreleer met mekaar. Alhoewel op die oog af lyk die diere nou verskillend, want die dier is 'n voorstelling van 'n koning. So, hoe die dier lyk, in 'n mate irrelevant. Die eienskappe van die dier, in 'n mate irrelevant. Want wat is die koning? Wat is die dier? Dis 'n koning. En later kan ons nou gaan kyk, as ons tyd kry, dan kan ons gaan kyk, waarom die mensehart? En dan kan ons weer gaan sien, kyk na die gebeure wat afgespeel het met Nebukadneser, daarom die mensehart teruggegee. En as jy so gaan kyk na elkeen van hierdie diere, na elkeen van hierdie konings, dan sien ons eienskappe wat aan hulle toegegee word, wat die woord vir ons lang voor die tyd bepaal het, en selfs in Openbaring vir ons neergepen het, van wat op die einde gaan gebeur. Ek hoop dit was vir u 'n interessante ontdekkingsreis, en as die Here toelaat, kan ons dalk by een van die ander dienste die res van hierdie gesigte van Daniel net 'n bietjie bestudeer, en selfs weer by die beeld stop, maar ek dink meeste van ons het nou al die beeld redelik onder die knie. Ek hoop u word verkoop, ek hoop u raak opgewonde oor hierdie gebeure wat in die Bybel vir ons neergepen is, en dat ons dit met groot opwagting kan uitsien na dit wat vir ons kom. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net 'n oomblik saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir dit wat ons leer uit u woord uit. Dankie Here dat u dit vir ons laat neerpen het, en Here dat die Bybel nie net in gesigte praat en in beelde praat wat ons nie verstaan nie, maar Here dat dit eintlik deur die woord oopgebreek word. En Here dat ons nou besef dat dit nie drake nie, daar is nie monsters wat uit die see uit gaan opstaan nie, maar Here dat u dit gebruik as 'n tipe oordeel wat oor die aarde opstaan, hierdie mense wat uit die aarde uit opstaan, en dat u vir ons kom sê wat hulle gaan doen en hoe hulle dit gaan doen. En Here dat ons dit nie hoef te vrees nie, selfs al is daar oorlog teen die heiliges, want Here, u het bepaal dat dit so sal wees en dan sal dit stop. Maar dankie Here dat ons weet, u het ons nie beplan of bedoel vir die groot toren nie. U het ons nie bedoel vir die groot verdrukking nie, en daarom Here wil ons vra dat u ons meer attent sal maak op ons medemens, meer attent sal maak op hulle wat nie saamgaan nie. Here, dat ons hulle kan besoek met die liefde, dat ons hulle kan waarsku van die komende gevaar, en Here dat hulle sonde vergifnis by u mag ontvang. Dis ons gebede ook in hierdie nag. Word u verheerlik deur dit wat ons doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.